Okay, terug na hierdie gedeelte. Hoofstuk 2 vers 1 sê, maar ons vra julle broers met die oog op die wederkoms van ons meester Yeshua en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees nie, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom. Okay, waar trek ons? Die afval het al gekom. 1700 jaar gelede. Die afval is nog steeds daar. Deur wie word die afval van die evangelie gedra, voortgebring? Deur die Romeinse kerk, deur die Pontifex Maximus. Hy, wat die paus is, sê, ek is God op aarde. So as jy die letterlike bewys wil hê, dis wat die paus sê. Die paus sê, as ek 'n woord spreek, is dit God se woorde. En elke Rooms-Katoliek sê, ja, dit is so. Sy woorde is God se woorde. Maar hy gaan sit in mense se harte. Om vir 'n Rooms-Katoliek die evangelie van verlossing te verkondig, is bykans onmoontlik, want die paus in persoon sit daar. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, vers 3, want eers moet die afval kom, en die mens van sonde openbaar word, die seun van verderf. Okay, weet ons nou wie is dit? Dis nie een ou nie, maar dis 'n posisie, wat deur die eeue kom, in die vorm van die Pontifex Maximus, die paus. Daar's ongelukkig nie 'n kerkorganisasie in ons land, wat amptelik die Rooms-Katolieke kerk veroordeel nie. Nou moet ek Martin Luther eer gee, hy het die paus uitgewys as die mens van sonde. Hy het gesê, die paus is die mens van sonde. Vandag kry jy die Lutherse kerk, hulle het met die paus gaan verenig, hulle het gaan vrede maak. Die paus het nie verander nie. Sy evangelie het nie verander, is nou presies dieselfde. Die Lutherse kerk het net teruggegaan na die moeder toe. Die dogters is terug na die moeder toe. Vers 3, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die paus geopenbaar word, die seun van die verderf, die teenstander wat hom verhef bo al wat God genoem word, dis die paus. As niemand hoor as hy nie. Of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel, in die mense se harte sit, die tempel van God, as God, en voorgee dat hy God is. Die paus sê vir die mense, ek is God, en die mense aanvaar hom. En party mense aanbid hom letterlik, ander bid 'n afgewaarderde weergawe van hom. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het, toe ek nog by julle was nie, en nou, julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. En wanneer het dit gebeur? Met Konstantin. Dan sal die ongeregtige geopenbaar word, en dis die pauslike stelsel. Hy, wat Yeshua met die asem van sy mond sal verdelg, wanneer gaan dit gebeur? As Yeshua kom, dan gaan hy hierdie pauslike stelsel, kerkstelsel, godsdienststelsel, teologiestelsel, met die asem van sy mond verdelg, en hierdie verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Hy, wie se koms is volgens die werking van die Satan, met allerlei kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. Okay, hoe pas dit in by Openbaring? Jy onthou van die dier wat uit die aarde uitgekom het, die eerste dier, is wat? Is godsdiens. Dit is die samekoms van al die ryke van Daniël se beeld. So dit kom van die Babyloniese ryk af tot by die Romeinse ryk. Die Romeinse ryk is die laaste ryk op die aarde as Yeshua se koninkryk kom. Daai beeld se voete is van yster en klei. Dit beteken nie daar's geen ander ryk as Yeshua kom nie. Daar is 'n ryk. En watter ryk is dit? Dis yster en klei. Dis die Romeinse ryk vermeng met iets anders. En dis wat ons vandag beleef. Die Romeinse ryk is vandag 'n kerk. En dan is daar 'n tweede dier wat alles vir hom doen. Hy is die baas. Die eerste dier. En die tweede dier dwing die mense om die eerste dier te aanbid. Die tweede dier dwing die mense om die godsdienststelsel wat onder leiding is van die paus en die Romeinse kerk af te dwing, dat die mense van die wêreld, die aarde, hom moet aanbid. En dan sê die skrif, almal loop agter hom aan en aanbid hom. Hy sê hierso, wie se koms is, vers 9, volgens die werking
van die Satan. Hoofstuk 13 van Openbaring. En ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings en op sy horings 10 krone en op sy koppe 'n naam van godslastering. En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd. Wie is die luiperd? Dis een van die voorafgaande ryke as jy gaan lees in Daniël. Ek kan nie onthou wie is wie nie, maar sê net maar dit is die Babiloniese ryk. En sy pote is soos 'n beer, en dis die Mede en Perse. En sy bek was soos 'n leeu, en dit is Alexander die Grote met die Grieke. En die draak het hom sy krag gegee. Nou wie is na die Griekse ryk? Die Romeinse ryk. En die Romeine het die Pontifex Maximus gehad, met wie ons vandag nog sit. Dit is nog dieselfde ryk. En dit is nou nie wat ons aan besluit het om wees nie, as jy Daniël gaan lees. Dan beskryf hy vir Daniël vooruit wat die ander ryke gaan wees. Daniël leef in die tyd van die Babiloniërs, wat die koning hierdie droom het van hierdie beeld. Julle onthou die beeld, die groot beeld met die voete van ysterklei, kop is van goud en so aan. En daarna droom hy weer, en dan sien hy hierdie diere, en dan verduidelik Daniël vir hom die diere. Elke ryk is verteenwoordig deur 'n dier, en Openbaring vat al daai ryke saam, en dit is die dier wat uit die see uitkom, die eerste ene. En waar kom sy mag vandaan? Hoekom bestaan die Rooms-Katolieke Kerk deur al die eeue? Dis 'n kerkorganisasie. Hoekom het hy nooit ten gronde gegaan nie? Napoleon het omtrent die paus vernietig, maar hy het nie reg gekry nie. Hoekom? Want hier staan vers 2. En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee, en sy troon en groot mag. Die kerkstelsel se krag en mag en troon, sy heerskappy, kom van die draak af. En wie is die draak? Is die Satan. Nou net terug hierso na Tessalonisense toe, 2 vers 9 sê, hy wie se koms is volgens die werking van die Satan. Hy wie se koms is, het ons nou net gesien. Van wie praat hy? Die dier wat uit die see uitkom. En wie is dit? Dis die Romeinse ryk wat aangaan. Nou, toe hierdie geskryf is in Openbaring, was die Romeinse ryk al baie ver gevorder. Hy is al amper aan sy einde as 'n koninkryk. Maar toe gaan hy in die vorm van yster en klei, in die vorm van 'n kerk. En ons sit vandag nog met hom. En hy is in die ondersteuning, in die krag van die Satan. Vers 9, hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerlei kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. Dis die plek waar die leuns uitkom. En met allerlei verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan. Omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie.